Baie welkom hierso. En ja, ek gaan nou vir ons spreker Bernice, ek gaan nou haar aan julle bekendstel. Ek het gedink kom ons open net met gebed. Ja, dankie Vader dat ons U Vader mag noem. Dat ons U kinders is en dat ons deur ons Here Jesus Christus eengemaak is met U. Dat daar niks is wat tussen ons staan nie. Dat ons met vrymoedigheid voor U kan kom en as besigheidsmense, Vader, bring ek vanoggend hierdie groep voor U en ek vra Here dat U net elkeen se hart sal oopmaak om te ontvang dit wat U vandag vir ons elkeen wil gee. Want U is 'n generous God en U wil so graag net uitdeel. So dankie Here, dankie vir dit wat U vandag vir ons bring. Dankie vir dit wat U vir elkeen vandag kom gee. Ek weet dat hier nie een persoon is wat gaan uitstap dieselfde nie, maar dat U altyd toevoeg aan ons, vir ons net nog meer gee en nog meer maak en ek loof ons Here Jesus Christus, and of the increase of His government there shall be no end. So ons loof U daarvoor Here, ons dankie vir U gawes en ons dankie vir U liefde en ons dankie vir U sorg wat U oor ons elkeen het. Ja, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Voordat ek nou vir Bernice aan die woord stel, wil ek julle net gou weer vertel van JobLink. As daar van julle is wat nog nie gehoor het van dit nie, want dit is eintlik nou al 'n household name of 'n business name. Dit is nou meer bekend al as Omo en Skip. So moenie dit skip nie. Ja, so ons is by Koninkryk Woord, dis ons besig met JobLink. Daarso is vir julle neem gerus 'n pamflet voordat julle gaan, dat julle weet van die volgende. Ons launch ons JobLink die 7de Mei. En so wat dit is 'n platform wat ons geskep het vir besighede en vir werksoekers. Wat hulle basies connect. Ja. En dit is 'n digitale platform, so julle kan op 'n website gaan julle besonderhede insit as werkgewer en dan as julle 'n werksgeleentheid het, dan kom dit ook daarop. En dan bring ons die werksoekers en hulle sit hulle CV's op en dan kan julle maklik mekaar vind op die stelsel. En daar's ook 'n geleentheid op die stelsel vir skoolverlaters. Mense wat nou nog nie regtig soos Madeleine, wat die is vandag, welkom Madeleine, wat nog nie regtig die werksmark betree het nie, om dan as 'n op 'n internskap basis te gaan werk by besighede. Sonder 'n salaris, maar met 'n vergoeding soos wat jy goed voel. En dan kry mens hulle ook met ondervinding in die besigheidsmark in. Ons is baie opgewonde oor dit. En ons weet dit gaan besighede verryk, maar dit gaan ook ons hele omgewing, gaan dit oplig vir die mense wat want ons kry so baie navraag van mense wat sê ek soek iemand vir dit en dit, of mense wat sê ek kan dit en dit doen. So dit is basies net om die twee te verbind. Ja, so ons gaan julle nog weer verder vertel daarvan wanneer ons die JobLink gaan bekendstel, die 7de Mei, maar dagboek so lank daai datum. En dan gaan ons vir julle presies wys hoe dit werk. Ons gaan dit op die skerm sit sodat julle presies kan sien hoe dit werk. En ja, Bernice en Ina het saam met ons en Annelies het saam met ons gewerk aan dit. So ons is baie opgewonde. Julle is welkom om na die tyd ook te kom meer vra as julle meer inligting daar wil hê. En om sommer net julle besigheidskaartjies vir my te gee, as julle wil hê ons moet julle op die stelsel sit. Ja, okay, nou gaan ek vir Bernice bekendstel, vir die van julle wat haar nog nie ken nie, en seker maar vorentoe kom. Ja, Bernice word nie so by ons genoem as sy is die onder die pastore, is sy eintlik bo die belangrikste skakel. Sy is die belangrikste skakel hier in ons gemeente. En as sy nie dag daar sien, dan weet ons almal dit. So sy het 'n baie diensbare hart en sy is 'n vrygewige mens en al is sy jonk,
loop sy met die wysheid van die Here. So julle kan maar regtig julle ore spits en alles hoor wat sy vir julle gaan sê. Right. Dankie. Baie welkom. Dit is vir my voorreg om hier te wees. Ek vertrou regtig die Here vandag. Hy het vir my 'n interessante woord gegee wat eintlik gedeeltelik my getuienis of gedeelte van my getuienis is, maar saam met dit het hy ook regtig 'n woord op my hart gesit wat ek hom vertrou dat julle my sal miskyk in dit, ten spyte van die feit dat ek my getuienis deel. Moenie my daarin raak sien nie, maar sien raak wat die Here gedoen het en wat hy ook in jou lewe wil doen. So, ja, ek het 'n digital marketing agency, 'n klein bemarkingsagentskap, wat ek begin het so 4 jaar terug. En ja, vandat ek die besigheid begin het, ek het dit begin te midde van COVID. So dit was alreeds 'n rollercoaster van sy eie, maar ten spyte van die moeilike omstandighede of van alles wat aangegaan het in die wêreld, het die Here regtig die besigheid opgerig en die bal aan die rol gesit en dinge in plek laat val soos wat dit moet. Daar was op en af en hiccups soos wat daar is in enige besigheid, maar op die einde van die dag het die besigheid goed gegaan. Fast forward tot in 2022, toe het ek en my man getrou aan die begin van die jaar, en net na ons troue besluit my man, nee, dis 'n goeie idee om die mat onder my uit te ruk, en hy sê, nee, ons trek nou Struisbaai toe. Gelukkig is dit nie vir my moeilik om iets soos dit te doen nie. Ek is avontuurlustig, so ek sê nooit nee vir 'n avontuur of vir 'n geleentheid nie. So was dit 'n paar weke later, het ons goeders gepak en ons is op pad Struisbaai toe. Gelukkig is die besigheid toe van so 'n aard dat dis aanlyn, so ek kan aangaan met die besigheid van enige plek af. Op daai stadium het ek ook 'n werknemer in diens gehad en hy was ook online, so daar was nie 'n rede hoekom ons nie kon skuif nie. En die besigheid was op daai stadium finansiëel op 'n baie goeie plek. My man het toe sy werk bedank wat ons in Pretoria gehad het en uiteindelik hiernatoe gekom vir 'n ander geleentheid. Maar ja, so het ons hier aangekom in 2022 in Junie maand. En ewe skielik het dinge eintlik net begin rof gaan. Ons het die geleentheid waarvoor my man gekom het nie uitgewerk soos wat ons gehoop het nie. So dit het my man tydelik gelos sonder 'n inkomste. So besluit ons toe hy moet voltyds betrokke raak by die besigheid wat hy gedoen het, en ons is toe 'n klein spannetjie wat aan die besigheid werk, en ons werk regtig onsself besimpeld. Ons het regtig hard gewerk en ek veral het dag en nag gewerk, van die oggend tot laat in die aand, vroeg in die volgende oggend in, en ek het alles my vermoë gedoen om hierdie dinge te maak werk. Ons is nou hier, ons sit nou in die situasie wat ons sit, so die besigheid is nou ons enigste hoop. Ons moet hierdie nou maak werk. En ten spyte van hoe hard ek gewerk het en hoe hard ek probeer het en hoe hard ek bemark het ons begin om kliënte te verloor. Ons het weekliks verloor ons kliënte en die besigheid gaan agteruit. So kom ons op 'n punt wat ons moet skuld maak, ons kan nie al ons uitgawes dek nie, ek kan nie aan die besigheid se uitgawes betaal nie. Maak skuld met die hoop dat dit gaan beter gaan, maar heeltyd terwyl ek dit doen, het ek hierdie ding van, verstaan, ek moet hierdie nou maak werk, ek moet nou, en ek werk al harder en harder, maar ek raak depressief, ek raak moeg, ek raak oorweldig, dit gaan nie goed met my in my huwelik nie, ek en my man kan nie vir mekaar kyk nie, dan wil ons mekaar se oë uitkrap. Alles begin het, hierdie opbou van omstandighede begin eintlik net regtig sleg gaan, en dit met hierdie groot finansiële las ook nog, want ons is op die stadium duisende rande in die skuld. Ons het al geleen, oral waar ons kon leen, by ons altyd se families, en ons is eintlik net regtig raad op gewees op daai stadium. Ek moes toe op 'n punt kom ook wat ek, die persoon wat ek in diens gehad het, moes laat gaan, wat baie moeilik was, maar ja, so terwyl in hierdie seisoen was ons deel gewees van Koninkryk Woordbediening. Ons het vroeg toe ons in Struisbaai gekom het, aangesluit by die kerk, so ons hoor heeltyd hierdie woord. Ons hoor heeltyd hierdie woord van 'n koninkryk lewe, van
hoe dit lyk om in die koninkryk te leef, van hoe mens floreer in die koninkryk. Ons sien ander besigheidsmense in die kerk, met wie se besighede dit regtig fantasties goed gaan. En ek glo ook hierdie woord, ek sien dit, ek hoor dit, ek sien die vrug daarvan, so hierdie is die woord op my hart. Maar ten spyte van die feit dat ek hierdie woord hoor en dat ek die woord op my hart het, is dit net asof daar net nie wil deurbraak kom in die besigheid nie. Dit gaan maand op maand net slegter in die besigheid en dit maak alles anders ook net slegter gaan. So ek was net op 'n slegte plek op daai stadium. In 'n kort tydjie eintlik. Maar ja, so kom ek in Desember 2022 en ek was op die laagste punt wat ek in my hele lewe was. Ek was regtig emosioneel oorlaai, ek was uitgebrand, depressief, angstig, gereed om te skei. Daarom nie heeltemal nie, maar ek was regtig op die laagste punt wat ek was in my lewe. En dit was 'n dag of 2 voordat al die debietorders afgaan en voordat al die rekeninge betaal moet word. Daar is nie geld in die rekening om enigiets te betaal nie. Die rekening is dol leeg. Ons het skaars geld om 'n sakkie groceries te gaan koop. En ons het nie meer 'n plek om skuld te gaan maak nie. Al die bronne wat ons gehad het om skuld te gaan maak, het ons uitgeput, so daar is nie meer vir ons enige manier om nou voorsiening te maak vir hierdie rekeninge wat betaal moet word nie. En in daai besef ek eintlik net hoe ek heeltyd alles in my vermoë probeer het en wat het dit my in die sak gebring. Ek werk heeltyd so hard, maar daar kom net nie deurbraak en daar kom net nie verandering nie. Ek probeer heeltyd die rekeninge betaal, maar ten spyte daarvan sit ons 'n dag voor die rekeninge betaal moet word en daar is nie geld nie. En in daai oomblik sê ek vir my man en ek sê vir die Here, okay, tot hier toe en nie verder nie. Hier kom ek nou tot aan die einde van myself, want ek het probeer en dit het my niks in die sak gebring nie. Dit gaan sleg met my. So, tot hier toe en nie verder nie. En in daai oomblik sê ek vir die Here, Jesus, nou is U die CEO. Nou gee ek beheer oor aan U. Ek gaan nie hierdie rekeninge betaal oor 'n dag of 2 nie, want ek het nie die geld om dit te betaal nie. So, U gaan nou hierdie rekeninge betaal. U is nou in beheer, I'm out. En voor ek kom by die res van daai storie, wil ek eintlik net 'n prentjie skets, wat ek dink baie van julle mee kan vereenselwig. So ek het eintlik groot geraak met die Here in my lewe. Hy was nog altyd 'n groot deel van my lewe gewees. Maar okay, hierdie is hoe my lewe gelyk het. So dis hoe my brein ook werk ongelukkig, maar ek het 'n boksie vir alles gehad. So ek het my Jesus boksie gehad, ek het my besigheidsboksie gehad, ek het my huwelik boksie, ek het my vriende, ek het my finansies, ek het my kerkboksie, my hele lewe was in boksies gewees. En alhoewel ek 'n Jesus boksie gehad het, hy was regtig 'n super belangrike deel van my lewe. Ek het groot geword met hom. So ek het my Jesus boksie gehad en ek het my Bybelstudie gedoen en ek het tyd met hom spandeer en maar niks van hierdie boksies het ooit met mekaar oorvleuel nie. So my Jesus boksie het nooit uitgekom by my vriende boksie nie. My Jesus boksie het nooit uitgekom by my besigheid of my finansies boksie nie. Dit was eintlik alles was in isolasie gewees in my lewe en dis hoe ek het verkies het, want dan het ek beheer gehad daaroor. Ek het beheer gehad oor wat ek toelaat wat Jesus in my lewe doen. Ek het beheer gehad oor my besigheid en oor hoe hard ek daarin kan werk. Ek het beheer oor my huwelik, verstaan? So dit was hoe ek daarvan gehou het. So toe ons nou in 2022 hier uitkom en ons begin hierdie koninkryk woord hoor, toe begin my boksies bietjie verander. So ek het nog steeds my Jesus boksie gehad. Ek het nog steeds my besigheid of my finansies boksie gehad. My boksies het nie noodwendig verander nie, hoe ook al dit nou lyk. Almal se boksie lyk waarskynlik anders, dit hang af wat in jou lewe aangaan. Maar op hierdie stadium was daar 'n area waar my Jesus boksie begin oorvleuel het met my besigheidsboksie en waar hy begin oorvleuel het met wat ook al se ander boksie in my lewe. So ek het begin om hom deel te maak van dit. Soos wat ek nou gesê het, ek hoor hierdie woord van die koninkryk en hoe dit werk en wat dit doen vir mense. So ek wou dit gehad het. So ek het stelselmatig begin om
Jesus in te laat in my besigheids of in my werkboksie. Maar alhoewel daar 'n area was waar hy in my besigheid was dit nog steeds hoofsaaklik ek. En ek wat gewerk het, ek wat probeer het, ek wat alles in my vermoë doen. En toe ek op daai punt kom in Desember 2022 wat ek sê, Jesus, nou is ek aan die einde van myself, ek kan nie meer nie, ek is klaar. Dis nou U. Toe het hy daai boksies 100% kom vervang met een boksie. Alles wat ek geken het, alles wat ek gehaat het, al my boksies was vervang gewees met een boksie, wat Jesus was. Ek het hom aan die stuur gesit van alles, en nie met voorwaardes nie, dit was nie 'n Jesus plus ding gewees nie, dit was Jesus en ek's uit. En ek het in daai oomblik ook net die besluit geneem om nooit weer dit terug te vat nie. Die oomblik toe ek daai besluit geneem het, daar was 'n onmiddellike skuif wat gebeur het in myself. Onmiddellik het 'n las van my afgeval. Ek het 'n vryheid beleef, wat ek nog nooit beleef het nie. En nutteloos om te sê, 2 dae later toe die rekeninge betaal moet word, dis daar geld vir alles. Moenie my vra hoe nie, want ek weet nie, maar wonder bo wonder, was daar geld gewees vir alles wat betaal moes word daai maand. En ons het nog nie een keer, tot vandag toe nog, was daar nog nie weer een keer gewees wat ons gesukkel het, of wat ons iets nie kon betaal nie. En die interessante ding vir my is net, dit was nie, so die besigheid het ook weer begin floreer. My huwelik was herstel gewees in 'n oomblik. Dit was asof, een oomblik het ek en my man mekaar nog byna gehaat, en toe, die volgende uur, was ons so lief vir mekaar. En dit was regtig 'n onmiddellike ding wat gebeur het. En ek wil graag kom by 'n skrifgedeelte, net om vir julle te verduidelik wat presies in my lewe gebeur het in daai oomblik. Ek het die Here gevra toe ek voorberei het vir hierdie woord, om dit vir my uiteen te kom sit, want ek self verstaan nie eintlik wat gebeur het nie. Soos, ek voel my hele lewe getuig daarvan, en ek is hierdie hele ander mens. My besigheid floreer. Ek het meer kliënte as wat ek al ooit gehad het, en gevolglik ook meer werk as wat ek al ooit gehad het. Maar ten spyte daarvan, soos, daar lê 'n berg werk by die huis, maar ek kom sit voor my rekenaar, ek chill dit uit, doen 'n paar goedjies, voor ek my oë uitveer, is my hele lysie vir die dag afgetik. En ek was nie oorweldig nie, ek was nie gestres nie, ek's verbaas, okay, ek het dit gedoen, kom ons verstaan, dis asof regtig elke aspek in my lewe net begin gebeur het. Maar uit Jesus uit, alles uit Jesus uit. So ja, ek het vir die Here gevra om vir my te kom verduidelik, wat het hy gedoen in my lewe? En hierdie is wat hy vir my gesê het. Galasiërs 5, vers 24 en 25, ek gaan eintlik net vers 25 lees, maar vers 24 sê dat ons is saam met Jesus gekruisig. Die ou mens is neergelê en die nuwe mens het opgestaan saam met Jesus. Vers 25 is vir my so kragtig, en ek gaan hom lees uit 3 vertalings, want een vertaling doen dit nie vir my nie. Maar die Passion Translation sê, if the Spirit is the source of your life, we must also allow the Spirit to direct every aspect of our life. Dit beteken elke aspek van jou lewe. Nie net jou finansies wanneer dit moeilik gaan nie, nie net jou besigheid wanneer dit jou pas nie, maar direct every aspect of our lives to the Spirit. Die 2020 sê, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. En dan die Amplified sê dit so mooi. If we claim to live by the Holy Spirit, we must also walk by the Holy Spirit with personal integrity, godly character and moral courage. Our conduct empowered by the Holy Spirit. Al jou doen en late empowered by the Holy Spirit. En dit is absoluut wat die Here in my kom doen het. Toe ek dis nie iets wat ek gedoen het nie, maar ek ervaar net die mense is wat sit en sê, ja, maar jy verstaan nie my verantwoordelikheid nie, jy verstaan nie hoe baie stres op my is nie, jy verstaan nie, so
die vraag wat opkom is, hoe doen ek dit? Hoe gee ek net oor? En vir my persoonlik is dis 'n daaglikse ding. Dit is my persoonlikheid en enige ander gedrewe entrepreneur se persoonlikheid ook, is om in beheer te wees, om te hardloop met 'n ding, om verstaan, dit is in jou aard. So, dis 'n daaglikse besluit wat jy neem, om te sê, ek tree terug, ek kom aan die einde van myself, dis Jesus, en om net te volg in dit wat hy doen. Maar, totdat die volgende oproep kom, en 'n berg werk word weer op jou gelaai, of totdat die oproep kom, en daar nou 'n kliënt geloop, dan, jou natuur, jou persoonlikheid, jy as entrepreneur, of besigheidseienaar, jy wil paniek, jy wil probeer planne maak, maar, om in daai oomblik, net daai kopskuif te maak om te sê, it's not me, Jesus is die CEO, it's not me. Maar, dit bring my, die skrif kom ook net weer by my op wat van Matteus 6:33 wat sê, but seek first the kingdom of God. Dis nie oor wat hy vir my kan doen nie, of verstaan, dis nie 'n prosperity ding van ek wil nou ryk wees en ek wil nou hê my besigheid moet goed doen en dis nie waar dit gaan nie, as dit is waar dit gaan, dan mis jy die punt. Dit gaan oor koninkryk. Soek die koninkryk, en uit dit uit sprei die ander goeders. As jy die koninkryk soek, dan is daar nie 'n manier wat jy kan leef in armoede nie. Daar is nie 'n manier wat jy kan leef met depressie, met angstigheid nie. Want uit die koninkryk uit, spruit rykdom, spruit wealth, prosperity, ek weet nie. Maar, ek hardloop dan myself vooruit. Ek wil terugkom by die punt, so ek het die Here gevra om vir my te kom verduidelik wat presies het hy in my lewe kom doen, Desember 2022, toe ek besluit het, ek gee nou oor. En hy het vir my 5 dinge kom wys wat hy in my lewe gedoen het. Die eerste ding, en dit was nie 'n stelselmatige ding wat hy gedoen het, dit was goed wat onmiddellik in my lewe gebeur het. Letterlik, ek het sê maar 10:00 die oggend die besluit gemaak, 'n minuut oor 10 het hierdie goed gemanifesteer in my lewe. Die eerste een is vrede. Filippense 4:6 en 7 sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar aan alles, maak julle versoeke deur gebed en danksegging en met smeking aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Daar het 'n absolute vrede oor my gekom. En die vrede was op daai stadium die antidote of die teenmiddel vir my stres, my angstigheid. Die tweede ding wat hy kom doen het, is, hy het vir my 'n rus gegee. Hebreërs 4:9-10, daar bly steeds 'n Sabbatrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingaan, het self ook gerus van sy werke, soos God van syne. Het julle geweet, daar's 'n plek waar jy in God se rus kan intree, ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van die bergwerk wat jy het, ten spyte van 'n besige skedule, ten spyte van alles wat om jou aangaan, is daar 'n plek waar jy in God se rus kan wees. Jy kan in jou brein besig wees om te lê en chill, terwyl hierdie vlees nou maar net aangaan, want daar's 'n plek wat God vir ons kom gee het, 'n ewige rus. Ons hoef nie oorweldig te raak nie, ons hoef nie dat omstandighede ons oorweldig nie, want daar's 'n rus wat God vir ons kom gee het, waarin jy kan bly vir ewig, ten spyte van. En die rus wat hy vir my kom gee het, was die antidote, ek weet nie hoekom hy vir my dit gesê het nie, maar die teenmiddel vir oorweldiging, vir uitbranding. Ek was sielsmoeg geweest, ek dink ek was dalk 'n week se werk weg van in die hospitaal beland op daai stadium, net, ek was regtig uitgebrand, en hy het 'n onmiddellike rus vir my kom gee, en ek het tot vandag toe, beleef ek nog daai rus, ek het nog nie een keer uit daai rus uitgetree nie, en soos ek sê, hy het my besigheid kom restoreer, dit gaan goed, daar's baie werk, maar ek het 'n rus waarin ek leef. Die derde ding wat hy vir my kom gee het, was 'n joy. Almal ken hierdie skrif, Nehemia 8:10, and do not be worried, for the joy of the Lord is your strength and your stronghold. Hy het my depressie kom vervang met 'n absolute vreugde, 'n vreugde wat ek nie kan wegsteek nie, 'n vreugde wat ek hoop ander in my ook raak sien, maar my depressie was onmiddellik, in 'n oogwink,
net van my afgelig en daar was 'n vreugde, 'n joy wat ek nie kan beskryf nie. Die vierde ding wat hy kom doen het was restaurasie. Jesaja 43 vers 18 tot 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Hy het 'n pad kom maak in die wildernis. Toe alles uitmekaar geval het, toe alles op die rotse was, my besigheid, my huwelik, my alles was op die rotse gewees, het hy in 'n oomblik restaurasie gebring. Die restaurasie dan nou natuurlik was die antidote vir die verwoesting of vir net alles wat eintlik op daai stadium op die grond gelê het en plat geval het die Here kom oplig en dit kom herbou. En die beauty van dit is hierdie restaurasie wat hy gebring het, so voor 2022 het ek die besigheid opgebou. Ek was oulik en goed geweest want ek het dit reg gekry om my besigheid te bring waar hy was, verstaan? En die Here was net soos, dis nie wat jy wil hê nie, en dit was plat gebreek. En wat na 2022 gebeur het is, die Here het daai besigheid kom opbou. Hierdie restaurasie was nie ek nie, want ek beloof julle, ek lê by die huis en Netflix kyk, die Here bou my besigheid. Die Here is die CEO van my lewe. Ek doen. Maar, en daar's 'n confidence in hierdie restaurasie, want omdat ek kan sien hoe alles gebeur en ek doen niks, is daar 'n confidence dat ek weet, daar's nie 'n manier dat hierdie plat geslaan kan word nie, want wie gaan durf om iets plat te slaan wat die Here gebou het? Die vyfde ding wat hy kom doen het, was overflow. Jesaja 61 vers 7. Instead of your former shame, you will have a double portion. Instead of humiliation, your people will shout for joy over their portion. Die overflow was dan nou die teenmiddel vir die tekortkominge. Op hierdie stadium lewe ons regtig, en ek kan dit nie beskryf nie, maar op hierdie stadium, ons leef in 'n absolute overflow. So, ek het nog altyd, dis nou maar ongelukkig net my brein, sekere area waar die Here my nog moet regryk, ek weet nie, maar ek het 'n Excel spreadsheet met my budget. So, al die besigheidse uitgawes word op my budget gelys, ons persoonlike uitgawes, die ekstra goedjies die maand, verstaan, ek het my netjies 'n budget. En vir die laaste 2 jaar het daai budget nog nie een keer geklop op papier nie. Ons is elke maand 'n paar R1000 in die minus. Maar ten spyte daarvan leef ons in overflow. Ons gaan eet uit wanneer ons wil uit eet. Die Here bederf ons met mooi goeders, ons kon 'n nuwe sitkamerstel koop, ons verstaan, ons leef en ons doen wat ons wil doen, sonder om ten spyte van die omstandighede. Ek weet my Excel sheet lê daar en hy klop nie, maar ten spyte daarvan haal ek die kaart uit en ek weet daar gaan geld op wees. En vir die laaste 2 jaar het ons rekening nog nie een keer leeg geraak nie, ten spyte van wat ons doen, ten spyte van nice goeders wat ons kan doen en koop, en raak die rekening nie leeg nie. Maar hoekom? Weer eens, daar was daai kopskuif van, dis nie ek nie, dis nie my geld nie, dis nie ek wat voorsiening maak vir daai finansies in die rekening nie, dis Jesus. En Jesus is limitless. Limitless, daar's 'n overflow in dit. Ja, beteken dit, hierdie rus en vrede en joy, beteken dit die werk het minder geraak? Nee, inteendeel, die werk het meer geraak. Beteken dit die verantwoordelikhede het minder geraak? Nee, inteendeel. Dit beteken net dat dis nie meer ek nie, dis nou Jesus. En ek dink, dis 'n plek waar my hart begeer vir elke persoon om op daai plek te kan kom. Want dit voel vir my asof ons sit die hele tyd in die kerk en ons hoor hierdie mooi dinge. Ons hoor van hierdie koninkryk lewe. Ons hoor van hoe dit lyk om in overflow te leef, maar niemand doen nie. Maar hoekom doen jy nie? Want jy self staan in die Here se pad. Jy limit hom om te kan doen in jou lewe wat hy wil kom doen. Kom uit sy pad uit, kom tot aan die einde van jouself. Laat Jesus kan inkom en jou lewe verander. Ek wil amper sê, ek daag jou uit. Ek daag jou uit, kom uit sy pad uit, want ek waarborg jou, dit wat hy gaan doen in jou lewe, gaan jou laat verstom staan. Jy gaan nie anders kan as om te draai en om te loof en prys nie.
ek dink ek wil nou eintlik maar net 'n paar getuienisse deel oor wat alles in my lewe gebeur het toe ek by die punt gekom het wat ek oorgegee het en wat ek gesê het nou Jesus. Ja, maar net 'n paar praktiese getuienisse van wat hy kom doen het. Hierso was hy. Die eerste ding waaraan ek gedink het, wat eintlik 'n baie groot getuienis was, maar so, ek het 'n boekhouer gehad in die besigheid, wat vir omtrent 'n jaar en 'n half was hy die boekhouer gewees, en ek het op daai stadium was ek net so oorweldig, dat ek het seker nou maar 'n paar balle laat val, en was nie deeglik genoeg gewees in alle aspekte van die besigheid nie. So, ek het die boekhouer duisende rande 'n maand betaal, en eers omtrent 'n jaar later agtergekom, dat hy niks gedoen het wat hy moes gedoen het nie. Ek het vir meer as 'n jaar nie belasting betaal in die besigheid sodanigheid nie. En ek het 'n keer of wat vir die boekhouer gevra daarvan, en dan het hy nou weer 'n lang slim storie om my te sê, nee, dis okay, my nie daar worry nie, verstaan. Maar so was ek net so besig en oorweldig, dat ek het nie gedink om iets meer daarvan te maak of te doen nie. So kom ek toe nou op 'n punt, omtrent 'n jaar en 'n half later, wat ek toe nou besef het, okay, shit. Soos die besigheid is nou regtig in die moeilikheid, want ek betaal nou al vir meer as 'n jaar nie belasting nie. My state is nie in plek nie, ek en my man kan niks doen nie, ons kan nie aansoek doen vir 'n lening of vir enigiets as ons nou wil huis koop of wat ook al nie. En ek besef toe net, okay, ek moet nou hierdie situasie probeer uitsorg. So kry ek toe 'n ander boekhouer, en sy gaan toe deur al ons goeders, en sy kom terug na my toe, en sy sê, okay, goed, ons skuld vir SARS iets soos 70 of 80,000 rand. En sy werk nou vir ons 'n plan uit van hoeveel rand ons dan elke maand moet betaal, om dan nou die agterstallige SARS skuld op te maak, en dan nou vir dit wat kom, ook voorsiening te maak. So was dit 'n rekening van omtrent 12,000 rand 'n maand wat ons aan belasting moet betaal. En wat dadelik by my kop opkom is, ons budget is klaar in die minus, maar op daai oomblik besluit ek toe net, weet jy wat, hier is nou weer waar Benies wil inkom, en waar sy nou weer wil kom beheer neem. En ek en my man bid net in daai oomblik, en ons sê, Here, U is die CEO, hierdie besigheid is U besigheid, so as ons hierdie 80,000 rand moet betaal, dan gaan U dit nou betaal. So praat ek met Louis eendag, en hy praat met lof van hierdie boekhouer wat hy het, wat 'n kind van die Here is, wat regtig moeite doen om sy mense te probeer help. So kontak ek toe nou die man, en ek vra vir hom, weet jy wat, wil jy nie net kyk na ons goed nie? Ek is toe baie beïndruk met hom, en so besluit ek skuif toe nou die goeders oor na hom toe. So het hy nou ons state en goeders in plek gekry, en hy het toe nou ons SARS goeders oorgeneem en alles. En ja, ek wag nou heeltyd vir om hierdie rekening te kry, of net die datums te kry, wanneer moet hierdie 80,000 rand nou betaal wees, 87, weet nie. En op 'n dag kry ek 'n SMS van SARS, wat vir my sê, wat ons hulle skuld, met die datum wat dit betaal moet wees. Die SMS sê, R0.0 is ons verskuldig aan SARS. Ek bel die boekhouer, ek sê vir hom, hoor die SARS sê vir my, ek skuld hulle niks, kan dit reg wees? Daai man, hy verstaan nie hoe dit gebeur het nie, want hy het die state en goeders op die state wys dat ons maar wonder bo wonder, hy het nog gaan opvolg en seker maak ook, wonder bo wonder skuld ons SARS R0.0. Die Here het daai 80,000 rand wat ons geskuld het kom betaal, afgeskryf. Dit was net vir my groot, en daar het soveel sulke goeders gebeur, spesifiek in ons finansies, wat dit vir my maklik maak op hierdie stadium, om te kan oorgee, om nie te worry nie, dit is vir my maklik om te sê, weet jy wat, okay, kom ons gaan eet uit, of kom ons gaan doen dit, want soos, ek het 'n cool CEO, hy sal fyn wees daarmee, as ons verstaan, soos, ja, en ander getuienis ook maar net soos hoe die kliënte het begin instroom in die besigheid in, en voorheen het ek moeilike kliënte gehad. Here weet. Ek het regtig moeilike kliënte gehad wat al my dae gegee het. Daar was kliënte wat my prokureurs toe wou vat, en
Daar was kliënte vir wie ek regtig myself besimpeld gewerk het. Ek het my vingers stompies gewerk vir peanuts wat hulle my betaal het. So, ek weet, dit was ek maar my eie simpelheid op daai stadium, maar net die manier hoe die besigheid gestruktureer was regtig nie eintlik die moeite werd vir die hoeveelheid werk wat ek gedoen het, en ja, die inkomste het net nie sin gemaak nie, maar nadat ek dit oorgegee het aan die Here, op hierdie stadium, en julle gaan dink ek maak 'n grap, maar ek stuur 'n kwotasie uit vir kliënte, en dan kom hulle terug na my toe en sê hulle, is jy seker, wil jy nie die kwotasie heruitwerk en my meer vra nie? Soos, die mense is so gretig om my met geld te gooi, en die kliënte wat ek kry is die naaste kliënte, soos op hierdie stadium, hulle hanteer my so goed, hulle is maklike mense om mee te werk, en ek weet nie, ek voel amper asof ek minder werk doen vir meer geld, maar dit is ook net omdat die Here dit doen, maar, en my kliënte se besighede floreer. Ek kry weekliks oproepe van my kliënte wat vir my vra, hoorie, wat het jy gedoen? Ouma, hoor, ek het nou net 'n R500.000 se transaksie gedoen, wat het jy? En dan sê ek net soos, ek het Netflix gekyk. Maar regtig, al my kliënte op hierdie stadium floreer, hulle is so gelukkig, so die salwing, dink ek, wat op my besigheid is, vloei uit na my kliënte toe, en nie net dit nie, maar die Here het ruimte kom skep vir my om met kliënte te begin praat oor die Here. Dis asof hy net die gesprekke laat opkom, en wanneer kliënte my vra, maar wat het jy gedoen? Dan is my antwoord, ek het gebid. Verstaan, soos jy betaal my eintlik R1000 'n maand om te bid, weet jy dit? Maar dis regtig net hoe die Here alles kom restoreer het. En nie net dit nie, maar ja, ons huwelik het ook in 'n oogwink verander. Ons is gelukkiger as wat ons ooit was, en die Here bou elke dag op dit. En ons families, die Here het kom ruimte skep in families wat ons nooit gedink het by die Here sal uitkom nie. Mense wat ons nooit gedink het, hulle hardkoppigheid sal los nie. Wat met ons kom praat, wat na ons toe kom en vir ons sê, weet jy, ons sien iets in jou raak, wil jy nie vir my sê, wat doen jy anders nie? En ek weet nie, dis asof alles in ons lewe was heropgebou, hergestruktureer, om te floreer en om te wees soos wat 'n koninkryk moet wees. Die Here herinner my nou aan 'n laaste ding, dink ek gaan die res van die getuienisse nou deel nie, maar ek dink dit was Pastor Retro of Pastor Tron, dink dit was Tron wat dit gesê het in een diens, van ons leef nie nou meer in 'n tyd waar daar eintlik koninkryke is, soos wat daar in die ou tyd was nie, maar veronderstel net vir 'n oomblik 'n koninkryk met 'n koning en sy mense. Waaraan word die sukses van 'n koninkryk gemeet? Die sukses van 'n koning word gemeet aan sy mense. As die mense loop met lang gesigte, as die mense in armoede is, as die mense swaar kry en 'n slawerny mentaliteit het, dan gaan die ander nie wil deel wees van daai koninkryk nie. Hulle gaan so ver as moontlik wil wegbly van daai koninkryk, want daai koning sit in sy paleis en hy eet al die kos en sy mense kry swaar. Nie vir my nie, baie dankie. Maar dis nie die koning wat ons dien nie. Die koning wat ons dien het 'n hart vir sy mense. So sy koninkryk, die mense in sy koninkryk floreer. Hulle is gelukkig, hulle het joy, hulle het vreugde, hulle leef in amper sê ek poverty. Hulle leef nie in poverty nie, hulle leef in abundance, in rykdom. En wanneer ander mense na daai koninkryk kyk, brand hulle om deel te wees daarvan. Hulle wil so graag deel wees van hierdie koninkryk, want kyk hoe gelukkig is daai mense. Kan ek net daai koning ontmoet? En ja, ek dink die Here herinner my nou daaraan, want vir baie mense mag dit dalk klink soos een of ander prosperity teaching, of net soos, ek weet nie, mense dink Christene mag nie ryk wees en nice goed hê nie. Maar dis nie die geval nie. Dis juist wat die Here vir ons wil hê, dis juist hoe sy koninkryk lyk. Maar dit kom terug by Matteus 6:33, soek eers sy koninkryk. Moenie die mooi goed soek nie, moenie die rykdom soek nie, soek hom. En die res, as jy die rykdom en die goeder soek, jy gaan dit waarskynlik kry, maar dit gaan vinniger tot 'n val kom as wat dit ooit opgerig was. Maar wanneer jy die koning soek, en hy is die een wat dit oprig, it's unshakable.
Ja, kom ons bid. Here Jesus, Here, so baie dankie net vir die absolute voorreg om net in U teenwoordigheid te kan wees. Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan leef. Here, dankie vir die woord wat U vandag vir ons kom gee het. Here, ek wil bid dat hierdie woord wat geval het, net sal uitspreid, Here Jesus, en dat dit sal vrug dra in elke persoon se lewe wat hier sit. Here, ek kom bid vir elke persoon wat hier sit, 'n rus, 'n vrede, 'n vreugde, restaurasie en overflow. Here, kom raak elke besigheid aan, kom raak elke persoon se finansies aan, kom raak elke verhouding aan. Here, kom breek af wat afgebreek moet word, Here, en kom restoreer dit in U koninkryk. Here, help elke persoon hier om die mindshift te kan maak en om die besluit te neem om aan die einde van hulle self te kom en om oor te gee aan U. Dankie, Jesus. Ek loof en ek prys net U naam daarvoor. Amen.